So na my vorige vlog wat ek opgeneem het ek geweet ek moet dalk hierdie vlog opneem, omdat ek nie wil hê daai vlog moet langer aangaan en te lank wees nie, alhoewel die vorige een was nie so kort nie. Die onverwagse verlies nie. Maar ek het gevoel ek moet dalk hierdie vlog opneem, omdat ek baie keer goed gehoor het, net nadat ek my baba verloor het, en dat mense baie keer goed sal sê, wat hulle goed bedoel, en hulle probeer vir jou hoop gee. Maar daai kan baie keer deur baie mense verkeerd opgeneem word, en mense kan seerder kry deur daai woorde. Maar omdat ek verstaan dat my vriende regtig omgee, het ek besef dat dit uit onkunde is, dat dit is omdat hulle baie keer ongemaklik is en hulle weet nie wat om te sê nie, en dan kom die verkeerde goed uit, of omdat hulle net nie regtig dink oor die impak daarvan nie. En daarom kan jy grace hê daarmee. Nou, iets wat ek die meeste gehoor het is, dit is goed dat dit eerder op 6 weke gebeur het, en nie eers op 24 weke of 36 weke nie. En dit is waar. Ek dink die trauma van 'n miskraam of 'n babietjie wat jy verloor op 6 weke is in 'n mate minder traumaties as op 24 of 36 weke. Omdat die tyd wat jy saam met daai lyfie wat groei in jou en al die simptome wat jy het, minder is as iemand wat verder in hulle swangerskap is. Jy het dalk nog nie jou baba teëgehad nie. Jy het dalk nie daai lyfie voel skop nie. Maar in my geval het ek al die ander simptome gehad. Ek het vreeslik baie gewig opgetel, iets wat glad nie met my vorige 2 swangerskappe gebeur het nie. Ek het sooibrand gehad, ek het al die ander simptome gehad, behalwe naarheid. Maar tog bly dit 'n verlies. En daarom dink ek nie, volgens my, dat die woord miskraam eintlik 'n gepaste term is nie. Want 'n miskraam klink so, daai misgedeelte, so 'n oepsie, waar ek het my baba verloor. Daai 2 streepies op die swangerskaptoets beteken jy verwag 'n baba. Jy gaan een van die dae so staan met 'n babietjie in jou arms. Die ander ding wat ek baie gehoor het, is dat mense sê, jy het darm nog 2 ander kinders. En dit is waar, ek het 2 ander seuns wat gesond is, en wat ek ontsettend lief voor is. Maar daar sou 'n 3de kind gewees het. En ek het daai babietjie verwag. Ek het uitgesien daarna. Ek het dit afgetel. Ek het vir myself gesê, hoe gaan ek lyk op my verjaarsdag gaan ek al soveel weke swanger wees. So wat se klere gaan ek op my verjaarsdag aantrek? Ek is een van daai weggoltreine. Ek begin dadelik opgewonde raak en begin droom en begin opgewonde, ja. Die ander ding wat ek baie gehoor het, wat mense sal sê is, dat dit is dalk maar beter so, want dit is jou lyf se manier om iets wat nie reg is nie, uit te skei. Wat waar is as jy op 'n mediese manier daarna kyk. Maar dit bly seer. Dit bly nie lekker nie. 'n Ander ding wat ek gehoor het, baie mense sou sê, is dat alles gebeur met 'n doel. En dan dink jy by jouself, sjoe, wat kan die doel van hierdie wees? Om my seer te maak, om my te laat huil? Ons weet wel, dat God laat altyd alles ten goeie meewerk. Dit beteken nie dat, as al iets in ons lewe gebeur wat seer is en wat traumaties is, dat die Here sê soos, dit is goed dat dit gebeur nie.
dis ook maar beter so nie. Maar hy laat altyd alles ten goeie meewerk. Die feit dat ek die vlog kan maak, en die vorige vlog kan maak, dat as iemand deur 'n miskraam gaan om daaroor te praat, want mense praat nie daaroor en ek het dit uitgevind, toe ek vir mense sê, dat ek 'n miskraam gehad het, so ek sê, ek het vriendinne gehad, wat nie eers daaroor gepraat het nie. So, en daar is 'n ellelange lys, en ek dink, en ek het al klaar weer baie van die goed vergeet, want dit is hoe ek is. Ek neem nie offense nie, want ek weet, hulle sê dit in liefde, en nie om seer te maak nie. Maar ek dink, dat voordat jy vir iemand iets wil sê, van, kyk wat jy vir daai persoon kan doen. Die mense wat vir ons 'n maaltyd gebring het, sodat ek nie hoef bekommerd te wees oor kos maak nie. Vriendinne wat net elke dag vir my 'n boodskap sal sê om te sê, ek bid vir jou. Of weet jy wat, ek is hier enige tyd wat jy wil praat. Of dalk net 'n koffie kom drink het. Daai het baie vir my beteken. Daar gaan nooit die regte ding wees om te sê nie. Maar daai aksies wat jy wys, daai omgee, daai drukkies, net daai vashou, daai is van onskatbare waarde. So as jy 'n vriendin het wat 'n baba verloor het, of dit op 6 weke was en of dit op 36 weke was, wees net daar en maak seker hulle weet dit. Kyk hoe jy dit vir hulle makliker kan maak om hulle te dra deur daai routyd wat hulle het. En jy wat 'n vriendin is, wat dalk 'n vriendin het, wat en jy wat self 'n baba verloor het, onthou altyd dat mense sê baie keer goed uit onkunde. En ongelukkig kom dit baie keer op 'n baie slegte of snaakse manier uit. Maar as ons weet dat hulle dit in liefde bedoel, maak dit so 'n klein bietjie beter.